wil ek ook dan uitgegooi vir Zianay sê. Zianay is 'n maatjie wat hier naby ons bly en hulle kyk ook baie graag in. Sy gaan vir 'n operasie op haar voetjie, daar't so 'n groot doring in haar voet in vasgesteek. Dit moes baie seer gewees het, dink ek. Maar nou ja, baie sterkte en is lekker om vir julle te sien, hoor. Ek het vandag 'n baie interessante gas. Die gas wat ek hier het, sit hier langs my. En dit is oupa Jan. Hallo oupa Jan. Hallo, opa Moses. Hoe gaan dit? Dankie, hoe gaan dit met jou? Nee wat, ek is tevrede. Ek is bly oupa het kom kuier. Ja, dankie. Ja. Oupa, ek is besig om hierdie vye boom na te kyk. Oupa, sê gou vir my, hierdie boom groei nou al, maar ek sien net klein vytjies. Wat gaan hier aan? Ja, dit is net normaal dat 'n vye boom vye dra. As hy ook nog baie jonk soos hierdie boompie is. Ja? En dit is nou al later in die seisoen, alhoewel hierdie spesifieke boom is wat ons noem 'n Adamsvy. 'n Adamsvy. En 'n Adamsvy is later, gewoonlik eers in Februarie maand word hulle ryp. Ja. En daarom nou nog dat die vyetjies nog weer anders en dit is nog nie ryp nie. Maar ek dink die boompie is nog baie jonk en klein en ek twyfel of hy sal eintlik die vye ryp word aan die boom. Maar oupa, kan 'n mens hierdie nou al eet? Nee, dis te groen nog. Nee, ja? dit mos hy word rooi as hy ryp word. En hy is sag geswel, so dit kan dit nie nou eet nie. Ja. Nou sê my oupa, is as hierdie vye, wat noem 'n mens dit? Wat se vy? Wat jy? Adamsvy. Adamsvy en hy groei is dit 'n voorvy? Oupa het so iets gesê? Ja, kyk, enige vye boom het 3 dragte. Ja? Voorvye Soos die? Uit die ou hout uitkom. Hy kom gewoon direk daar uit daai lote uit kom die vyetjies. Ja. En dan die voordrag as die afgaan, dan maak die lote nuwe lote. Ja? Nuwe hout wat die eindelike drag, die groot drag van So, die drag, wat beteken dit? Is dit dan nuwe groei, 'n nuwe dis nuwe groei, ja. Nuwe, met ander woorde, hy gee dan weer ander vye. Ja, hy gee dan nuwe groei en hy dra dan die eindelike drag wat die baie vye is op die nuwe groei. En dan ook wat 'n mens kry is dat nadat die eindelike drag af is, kry 'n mens nog 'n bietjie wat ons noem navye ook. Navye. Wat agterna weer aandra. En kan 'n mens dit ook eet? Ja, dit is almal eetbaar. En vye is en kan 'n mens vir baie doeleindes gebruik. Jy kan gedroogde vye maak daarvan, vye smeer soos jy mense sê. Jy kan groen vye konfyt kook, ryp vye konfyt of net vir eetvrugte. So is eintlik 'n baie wye verskeidenheid van goed waarvoor 'n mens vye kan gebruik. Ja. So oupa, sê vir my, uit die 3 vye, dit is die voorvy, die draavy en die navy. Wat is die lekkerste? Ja, jou voorvye is gewoonlik jou lekkerste. Want dit is vroeg in die seisoen en gewoonlik is die voorvye 'n bietjie groter as die eindelike drag. En dan as hulle baie lekker ryp word aan die boom self, dan is natuurlik besonder lekker. Ja. So ek is baie lus vir vye, soos oupa nou praat. Maar mag ek nou al sny aan die goed, oupa? Nee, 'n vye boom snoei mense eintlik nie veel nie. Miskien maar net 'n bietjie om vorm te kry. 'n Takke wat miskien wyd uitloop soos hierdie tak wat hier onder sal mense nou later aan maar afsny. En dan net hierdie ander oorige 3 laat opgroei. Maar eintlik snoei mense nie 'n vy veel nie, want as jy hom snoei, dan sny jy eintlik jou voorvye drag af. Ja, dit is waar. Oupa, baie dankie. Dit was lekker om met oupa te praat. Ja, nee, dit is 'n plesier. Ja. Nou ja, ons sê tot dankie oupa. Ons sê goodbye vir oupa Jan. Ek hoop hy gaan weer vir ons kom kuier. 5 minutes later. Goed, maat. So, oupa Jan moes binne toe gaan. Hy sê, dis baie warm hier by ons. So, hy het 'n bietjie in die skadu gaan sit daar aan die boom, of by die boom, nie 'n vye boom nie. 'n Pragtige wille vye boom. Hy het daar gaan sit. So,
en hy drink 'n kap tee. Toe het ouma Moses vir my ook 'n lekker kap tee gebring. Ja, dit is nie regtig so lekker nie, want hy het koud geraak. En sy het vergeet om vir my suiker in te gooi. Maar nou ja, laat ek dit maar daar neersit, hier onder die vyeboom. Maats, toe ek so praat van die vyeboom en oupa Jan is hier weg, toe dink ek aan 'n paar dinge in die Bybel. Onder andere, toe Adam en Eva in die paradys was, toe hulle natuurlik van die boom van goed en kwaad geëet het, toe het hulle vir hulle klere gemaak van van hierdie vyeblare. Hulle het so aan mekaar geheg en hulle het vir hulle klere gemaak van 'n vyeblaar. En die ander ene wat ek julle nou van vertel is, kyk, daai jare in die Bybelse tyd, het die mense baie afhanklik gewees van wat hulle groei. Met ander woorde, koring, druiwe, hulle het allerlei goed gemaak, né? En onder andere vye, hulle het baie vye geëet en hulle het hordes vyebome gehad wat hulle hierdie heerlike vye van kon eet. En as 'n vyeboom nie dra nie, dan is daai mense so ongelukkig, want hulle het staat gemaak op hierdie, né? Staat gemaak beteken ek weet ek gaan môre nog 'n vy hê en dit is altyd daar. Maar soms gebeur dit dat daar nie vrugte is nie op die boom nie. En dan voel hulle, ek voel so sad en wat gaan ek eet en wat gaan gebeur met my? Nou, maat, so is dit in ons lewe ook. Soms voel ek bid dan so baie dat iets moet gebeur wat ek graag wil hê, of wat moet gebeur in die eksamens, of in die huis is dinge nie lekker en daar's altyd 'n gestrydery, of 'n vriend is lelik met my, of my been is baie seer en ek bid en niks gebeur nie. En dan gebeur dit. Hoor gou hier, wat sê Habakuk 3? Hierso is dit. Habakuk 3, verse 17. Ek gaan lees tot so vers 19. En nou maats, ek gaan dit lees, en as jy vanaand weer wil, of vandag weer wil gaan lees, en jy kan nie dit lees nie, as dit vir jou moeilik is, vra vir mamma, papa, boetie of sussie wat ouer is as jy, om dit vir jou te lees. Ok, so, hierso staan in Habakuk. En nou in Habakuk was dit baie, baie moeilik gewees vir hierdie man, want hulle het baie probleme gehad. Nee, dit het sleg gegaan, maar hoor wat sê hy? Hy hou vas in die Here, maak nie saak wat nie, hoor hierso. Al sou die vyeboom nie bot nie, aan die ander woorde, dis 'n bot, en daar geen druiwe aan die wingerd te wees nie, al sou die olyfmoes misluk. Nou, 'n olyfbos het hulle van olie gemaak, en hulle was baie afhanklik van olie daai jare, né? En die lande geen oes lewer nie, en al sou daar geen kleinvee, soos skapies, hoenders, en so, né, wat hulle eet, en vir hoenders vir eiers het, al is hulle nie in die kampe nie, en die beeskrale sonder beeste wees, lekker vleis, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dit beteken, al gaan dit so swaar met my, al sukkel ek, al word my gebede nie geantwoord nie, dinge gaan net verkeerd. Nou hierdie mense het nie eens dan soms kos gehad nie, dan sê hulle, nogtans sal ek in die Here jubel. Is dit nie awesome nie? Mense, dit maak my so excited om te weet, ons het 'n God wat altyd by ons is, altyd, nie 1 sekond, nie ene nie, sal hy jou los nie. Hy sal jou dra. As jy siek is, of wat ook al in jy is. Ek dink nou aan Zianay wat gaan vir haar operasie. Die Here is by jou elke sekonde. Elke sekonde. Hy sal ons beskerm, waar ons ook al is. Nou ja, maat, dis 'n pragtige dag vandag. Ek gaan vir julle groet. Ek gaan sê Ariwari, maar natuurlik, julle weet, ons moet eers bid, né? Ek haal altyd my hoed af vir respek vir die Here. Here, baie dankie vir u woord wat ons weet lewendig is. Dankie Here vir die natuur. Here, u wys ons hierdie pragtige vyeboom, Here, wat nou sy voorvye het. Ons kan nie wag om van hom te eet nie. Here, dankie dat ons weet wanneer dit stil is, wanneer
ons voel maar, ons gebede word nie beantwoord nie, dat U 'n plan het. Maar ons sal U altyd jubel, ons sal by U wees, en ons sal happy wees, Here, en ons weet U is by ons. Ons is lief vir U, Here, ons het U nodig, en dankie dat U na ons kyk. En ons vra dat U saam met ons sal wees, maar mamma, papa, ouma, boetie, sussie, asseblief, Here. Ons is lief vir U, en ons sê amen. Nou ja, maat, kyk mooi na die natuur, kyk mooi na julle mense wat julle lief het, ons praat later weer. Kits vir eers. Da, 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 da.